Ons skriflesing vir oggend is Ester 4 vers 14. Wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie, dat jy koningin geword het. Hier eindig die skriflesing. Wie 'n kind van die Here is, luister as die Here met ons praat en doen wat hy van ons vra. Goeiemôre. Hoe het tye nie verander in 3 maande nie? En ongemerk verander dit jou lewe. 'n Voorbeeld. Donderdag gaan doen ek weer my 6 weke deel en skenk bloed. Die geskenkie wat ek ontvang is 'n bottel saniteerder. En my eerste gedagte is, sjoe, wat 'n oulike gedagte. 3 maande terug sou ek gedink het, regtig? Wat maak ek hiermee? Ons taal het verander. Is jy ook nou 'n WVH? Het jy dit nog nie gehoor nie? 'n werk van die huis persoon. Dis 'n nuwe akroniem wat in 'n kort tydjie baie relevant geraak het. In 'n kort tydjie het ons taal, ons prioriteite en ons lewens drasties verander. My ouma het altyd gesê, die tye het verander. En nou verstaan ek vir die eerste keer wat sy bedoel het. As ons dink, ons is die enigstes wat in 'n kort tydjie drasties moes aanpassings maak, dink weer. Die storie van Ester is 'n storie van vinnige aanpassings en vinnige planne maak. Die storie begin by 'n partytjie. 'n Goeie plek vir 'n goeie storie om te begin. Koning Ahasveros wou spog met sy rykdom en daarop nooi hy sommer die hele dorp Susan se mense uit om in sy paleistuin te kom kuier. Op die spyskaart is soveel wyn as wat jy kan drink, 'n openbaar partytjie. Op hierdie partytjie word daar hard gekuier en soos dit gewoonlik gaan, kom daar 'n tyd wanneer die manne begin afsjou met hulle meisies of hulle vrouens. Op die 7de dag, toe die koning baie vrolik was van die wyn, het hy 7 paleisbeamptes geroep. Hy het hulle beveel om koningin Vashti na hom toe te laat kom, sodat hy vir al die mense kan wys hoe mooi sy is. Toe Ahasveros haar laat roep, word sy kwaad vir haar man se dronkpraatjies. Sy weier om na hom toe te kom, en haar optrede slaan sy voete skoon onder hom uit. Want julle moet onthou, dis in 'n tyd toe die vrou nie veel meer as 'n bediende en 'n ma vir haar kinders was nie. Vrouens het nie sommer gepraat nie, wat nog van tee praat. Hulle het gedoen soos hulle gesê is, en nou weier sy eenvoudig om te doen wat haar man vra. En hierdie revolusionêre feministiese optrede van Vashti laat 'n groot dilemma in sy koninkryk. As die ander vrouens nou hoor wat sy gedoen het, sal hulle dit dalk ook waag om teen hulle mans op te staan. En dit sal 'n hele opsweping in die koninkryk veroorsaak. Dit kan huise en huwelike vernietig. Toe jaag hulle vir Vashti weg. Want die wet sê, elke man moet baas wees in sy eie huis en moet optree volgens die gebruik van sy volk. Vashti moet vervang word met iemand wat haar beter sal gedra. So word 'n modelkompetisie gehou om die nuwe koningin aan te wys. En die mooiste vrouens word na die paleis gebring om vir 'n jaar lank skoonheidsbehandeling te kry en op 'n dieet te gaan. Een van die inskrywings is 'n Joodse meisie met 'n skuilnaam. As iemand sou agterkom dat sy 'n Jood is, staan sy nie 'n kans nie. Die koning en sy mense hou mos nie van Jode nie. Hulle is ballinge wat indringers is in Babelonië. Haar Joodse ouers is dood en Mordegai, haar oom, het haar grootgemaak. Haar naam is Ester. Na 'n jaar in die spa, wen Ester loshande en word sy die nuwe koningin, die partytjie koning
se nuwe vrou, as die verhaal maar hier geëindig het. Maar die storie kry 'n kinkel. Daar moet mos altyd iemand wees wat die partytjie bederf. Iemand met die naam Haman. Hy was een van die koning se vertroulinge. Die koning het baie van hom gehou en hom bevorder om oor al sy amptenare toesig te hou. En deel van die bevorderingspakket was dat die hele wêreld voor hom moet buig. Mordegai, Ester se peetpa, het kort gaan kyk hoe dit met Ester gaan. En hy sit sy voet dwars. Hy besluit, hy buig voor niemand nie. En elke keer as die mense voor Haman buig, het Mordegai bly staan. En natuurlik het Haman se bloed gekook. Wat dit nog erger gemaak is die feit dat Haman uitvind, Mordegai is 'n Jood. En Haman se strategie met hierdie dwarstrekker is eenvoudig. Hang vir Mordegai in 'n 23 meter galg op en maak al die Jode in die koninkryk dood. En hy gaan verder. Hy oortuig die koning om hierdie dwarstrekker Jode sommer almal dood te maak. Briewe is met boodskappers gestuur na al die provinsies van die koning met die opdrag dat die Jode voor die voet uitgeroei moet word, klein en groot, kind en vrou. En dit moes plaasvind op een bepaalde dag, die 13de van die 12de maand. Die storie versprei soos 'n veldbrand oor die hele land, en al hoop wat die Jode het, is dat die koning tog hierdie bevel sal verander. Al hoe hulle by die koning kan uitkom is natuurlik deur Ester. Sy moet gaan smeek om genade. En natuurlik is dit nie 'n maklike ding om te doen nie. Vasti is sommer weggejaag toe sy nie die paleisprotokol gevolg het nie. In haar vrees en vertwyfeling stuur haar peetpa Mordegai vir haar hierdie boodskap. En uit hierdie boodskap kom vandag se boodskap. Wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het. Tye het inderdaad verander. Maar waarom is ek en jy vandag hier waar ons is? Is daar nie dalk 'n rede nie? Mordegai het Ester laat dink oor die doel van haar lewe. Hoekom is jy hier? Hoekom is jy waar jy is? Is daar nie 'n groter rede nie? Hoe gebeur dit dat 'n weeskind in 'n paleis eindig as 'n koningin? Hoe gebeur dit dat hierdie weeskind inspraak het om haar volk te red? Ester, is jy nie dalk op die regte tyd op die regte plek gesit nie? Wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het. Partykeer dink ons nie genoeg oor die plek in ons lewe waar ons nou is nie. Ander kere wonder ons oor die plek in die lewe waar ons onsself bevind. Partykeer beland ons selfs op plekke waar ons glad nie graag wil wees nie. Hoekom moet ek hier wees? Hoekom moet ek hier bly? Hoekom moet ek hier werk? Hoekom moes hierdie persoon vandag my paaie kruis? Hoekom moet ek hierdie situasie hanteer? En net soos Ester moet ons partykeer goed doen, waarvoor ons liewer 'n verskoning sou wou uitdink. Mordegai spreek nie vir Ester aan nie. Hy los haar met hierdie vraag. Hoekom is jy hier? Is dit alles net toevallig? Of moet jy en ek die hand van die Here raak sien in die tyd en op die plek waar jy jou vandag bevind? Ons almal wonder, wat is die sin en die betekenis van ons lewe? Dalk nou in hierdie deurmekaar tyd nog meer. Ons wil almal doelgerig lewe. Ons wil voel, ons beteken iets. Maar die lewe kry net sin en betekenis die oomblik as jy begin glo dat die Here jou op hierdie tyd, op hierdie plek neergesit het om sy koninkryk te dien.
die regte persoon, op die regte plek, op die regte tyd. Toe Ester begin besef, daar's 'n rede waarom sy is, waar sy is, het sy met moed en oortuiging gedoen, wat sy moes doen. Sy red haar volksgenote se lewe. En elkeen van ons is op ons eie manier 'n Ester. Ons gaan dalk nie 'n volk red nie. Ons gaan dalk nie op die 7 uur nuus kom of môre se koerant haal nie. Wat egter sin en betekenis en 'n roeping in jou lewe gaan bring, is as jy gaan dink oor die vraag wat die Here vandag ook vir jou kom vra. Is jy nie dalk op die regte plek, op die regte tyd nie? Is daar nie 'n goddelike rede waarom jy vandag 'n Christen hier in Suid-Afrika is, te midde van hierdie de mekaar tyd nie? Is daar nie 'n goddelike rede waarom jy werk waar jy werk nie? Is daar nie 'n goddelike rede waarom jy in hierdie vriendekring of in 'n bepaalde verhouding is nie? Ons sal 'n nuwe uitkyk op tyd en omstandighede kry as ons meer oor Mordegai se vraag nadink. Ons roeping lê daarin dat ons by ons huise instap, by die werk instap, tussen vriende instap, met die geloof dat die Here my nou hier en nou op hierdie plek gesit het. Mag Mordegai se vraag jou bly pla. Wie weet, miskien is dit juis met 'n oog op die tyd soos hierdie, dat jy is waar jy nou is. Amen. Hier ons dink aan Afrika, land van helder son, soveel mense wat hier woon, wag op God se woord, mense smagtend in hul nood, na die God van hoop, oor ons smeek gebede hier. Vader wat regeer, bring die liefde van ons hier, na die mense wat hier woon. Sien Afrika, laat ons saam in vrede woon. Hier ons bid vir Afrika, waar U ook regeer, raak die harde harte aan, om tot U te keer. Laat die koninkryk hier kom en U wil geskied. Hoor ons pleit vir Afrika. Vader, as ons vra, bring die liefde van ons hier, na die mense wat hier woon. Sien Afrika, laat ons saam in vrede woon. Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God
en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen van julle wees en bly, nou en vir altyd. Amen.